Hallo, baie welkom by ons erediens. Ons is in die begin van Advent, wat ons eintlik vir mekaar sê, dis die begin van ons nuwe kerklike jaar. Die jaar wat ons tot dusver geleef het, is 'n jaar waarna ons terugkyk, dit voor die Here se voete kom lê. Maar nou is ons aan die begin van 'n nuwe fase, 'n opgewonde uitsien na die koms van Christus. En daarom is ons vandag hier by die kerse, waar ons vandag eerstens die Christuskers gaan aansteek, wat ons herinner dat Jesus Christus die lig vir die wêreld is. Daarmee saam steek ons ook ons tweede kers aan vandag, wat vir ons die teken van hoop is. In 'n donker wêreld het ons die lig van Christus. Christus het vir ons hoop gebring. Christus het nie teleurgestel nie, die volk in die Ou Testament het uitgesien na die koms van Christus en hy het nie teleurgestel nie. En vandag vier ons deel daarvan, die hoop wat daarmee saamgekom het. Ons vier ook die feit dat Christus weer sal kom. Kyk saam met my hoe die kers aangesteek word en kom ons neem 'n oomblik van stilte waar ons iets van dit vier en iets van dit inneem vir ons eie lewe. Here ons God, ons kyk na die kerse wat aangesteek word. Ons weet dat ons in 'n wêreld leef waar ons soms oorweldig word deur die donker. En soos ons hierdie kerse sien brand, die lig wat helderder word, herinner dit ons ook dat U die lig vir die wêreld is. Deur U kom daar hoop vir elkeen van ons. Ons loof en ons prys U vir die genade. Amen. Die Here ons God kom groet jou, want hy is die God wat van die geskiedenis af reeds bestaan, die God wat reeds gekom het, die God wat weer sal kom, en ook die God wat elke dag in ons lewe kom. En hy kom groet jou en sê, genade en vrede vir jou my geliefde. Kom ons neem 'n oomblik om stil te raak en ook hierdie jaar wat ons tot dusver geleef het by die Here se voete neer te lê en waar ons dan nou ook uitsien na Adventtyd wat vir ons voorlê, wat opbou na Kersdag waarna ons almal uitsien. Kom ons neem 'n oomblik en lê die jaar by die Here se voete neer. Kom ons bid saam. Almagtige God, die een wat van die begin van tyd af reeds daar was, wat die wêreld geskep het, wat elkeen van ons kom vorm het. Here, U nooi ons om vandag deel te wees van hierdie erediens. U nooi ons uit om in 'n intieme verhouding met U te leef. En hoe daardie verhouding lyk, is besonder vir elkeen van ons. Dankie Here dat U ons nooi om deel te wees van hierdie lewensreis. Dankie dat U ons deel maak van U skepingswerk. Dat U ons kunstenaars maak in die koninkryk. Here, so aan die begin van Advent kan ons nie anders as om te dink aan Kersfees en dit wat vir ons voorlê en al die Kersliedere wat daarmee saamkom nie. Here, daar is 'n opgewondenheid in ons. En dankie dat U deur die genade dit aan elkeen van ons skenk.
Ons bid in die besonder vandag vir die wie nie op daardie oomblik die vreugde en vrede beleef nie. Here, dis sommige van ons wie 'n troebeltyd in ons eie lewe beleef. Dis mense daar ver in die wêreld wat gebuk gaan onder oorlog. En ons vra, Here, dat soos ons in hierdie seisoen inbeweeg, dat U in ons harte sal kom wakker maak wat U wil is. Kom lei ons om in hierdie seisoen ook U hart vir die wêreld te leef. Nie net dit vir onsself te hou nie, maar dit deel van ons koninkrykswerk te maak. Here, waar ons nou uit Jesaja gaan lees, mag dit U woord ons vorm en ons hervorm en ons hele lewe eintlik kom transformeer, soos ons op reis is met U. Kom skyn U lig ook in ons lewens. Ons bid dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus en in groot afhanklikheid. Amen. Ons is aan die begin van Advent. Jy het dit nou al 'n paar keer gehoor, jy gaan dit nog 'n paar keer weer hoor. Dis die seisoen waarin ons beweeg, waar ons mekaar sê, ons sien uit, maar nie net ons sien uit soos ons sien uit daarna, dat die einde van die jaar nader kom en dinge rustiger kan begin raak nie. Advent is die Latynse woord wat sê, ons sien met opgewondenheid en afwagting uit vir die koms van Christus. Ons weet dat Christus alreeds gekom het, dat hy reeds hier op aarde geleef het en gewerk het. Ons weet dat hy aan die kruis gesterf het. Ons weet dat hy opgestaan het en nou aan die regterhand van God die Vader sit. En daarom sien ons nie net uit na Kersfees vier en die koms van Christus nie, ons sien uit na die wederkoms, na Christus wat weer sal terugkom. Maar ons vier ook nou iets van die feit dat Christus deur sy Gees elke dag in my en jou leef. Dat hy elke dag ons nooi om deel van die skepingswerk te wees, verhoudings te bou, die aarde te onderhou, na mekaar te kyk, te sorg dat reg en geregtigheid sal plaasvind. So Advent is nie net 'n tyd waar ons lekker Kersliedere sing en terugdink aan die geboorte van Christus nie. Ja, dis 'n groot deel daarvan, maar dit is ook veronderstel om vir ons hierdie uitnodiging te wees, om in opgewondenheid en in afwagting te leef vir die wederkoms van Christus, en daarom dryf dit ons ook op 'n manier om nou reeds op 'n sekere manier te leef. So in Adventtyd waar ons in opgewondenheid leef en in afwagting, word ons aan 4 verskillende temas herinner. 4 verskillende goed wat Christus vir my en jou kom moontlik maak het. Christus het vir ons hoop gebring, vrede, vreugde en liefde. En dis die 4 hooftemas waarmee ons reis nou in Adventtyd, en vandag staan ons stil by die hoop wat lewe binne-in my en jou. Nou Walter Brueggemann skryf, hope for a better world is not just a feeling or a desire. As Christians, we are responsible for translating hope into action. Hoop is nie net veronderstel om 'n verwagting te wees na 'n beter wêreld nie. Dis veronderstel om hierdie smagting binne elkeen van ons te wees, sodat ons iets daarvan sal leef, sodat die wêreld iets van God se liefde kan beleef. As Christene is dit ons verantwoordelikheid om hoop in aksie te leef. Om hoop deel van ons lewens te maak, sodat ander nie anders kan as om ook daardie hoop te ontvang nie. Hy skryf verder, there is no chance for God to make things new without judgment
upon the old things that make for destruction. Die hoop vir 'n nuwe wêreld, waarna almal van ons smag, is nie moontlik, wanneer ons nie eerlik eers na mekaar kan kyk en sê, wat is die dinge wat verkeerd is nie? Ons kan amper vir mekaar sê, dat ons nie vorentoe kan beweeg, sonder om agtertoe te kyk nie. Ons kan nie 'n nuwe wêreld skep, na 'n nuwe wêreld smag, as ons nie eerlik kan wees, oor wat die verkeerde dinge is, wat in ons eie lewe steeds leef nie. Ons almal het daardie donker areas in ons eie lewe, wat ons eerder graag wil vertroetel, as wat ons dit konfronteer. En hy skryf hier, wanneer ons wil leef as Christene, wat hoop het, en wat daardie hoop vir die wêreld wil leef, dan moet ons eers 'n bietjie eerlik wees, na ons eie lewe kyk, na die wêreld kyk, en die donker kol identifiseer, sodat Christus se lig daarop skyn. Sy lig nie net daarop skyn nie, maar deurskyn na die wêreld toe. En daarom het ons vandag dan nou Jesaja 2, vers 1 tot 5. Ek wil jou nooi om dit saam met my te lees. Daar staan vanaf vers 1, die woord wat aan Jesaja, seun van Amos, geopenbaar is in verband met Juda en Jerusalem. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan as die hoogste van die berge. Hy sal bo die heuwels uittroon, al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God van Jakob, sodat hy ons van sy paaie kan leer en ons sy weë kan volg. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal reg spreek tussen die nasies, die reg handhaaf vir talryke volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Huis van Jakob, kom, laat ons leef in die lig van die Here. Hierdie teksgedeelte is amper soos 'n poëtiese teks wat ons lees. Dit maak dat wanneer ek dit lees, eintlik so 'n bietjie wil wandel in hierdie woorde van Jesaja. Ek wil so 'n bietjie sit en talm op die woorde wat ons hier vind. Want dis woorde wat vir ons hoop bring. Dis woorde wat vir ons 'n toekomsverwagting gee. Vers 5 se woorde is, huis van Jakob, kom, laat ons leef in die lig van die Here. In 'n wêreld waar ons vandag leef, kan ons maklik vir mekaar sê, is die wêreld maar donker. Ons beleef donker oomblikke. En wanneer ons hierdie donker oomblikke beleef, dan kom hierdie teks en hy maak dit eintlik vir ons hierdie smagting na 'n ander lewe. Iets meer om na uit te sien. So wanneer ons hierdie teksgedeelte lees en ek so voel ek wil talm in dit, ek wil rondwandel in hierdie woorde, dan laat dit my amper voel ek is weg van hierdie donker wêreld. Ek is afgesonder van die stikkend en die seer. Maar dis nie wat ons teksgedeelte vandag vir ons probeer sê nie. Dis nie waarheen die teks ons vandag lei nie. Hierdie teks lei ons eintlik dan nou om in hierdie donker wêreld waar ons donkerte beleef, stikkend en seer, siekte en dood, om binne dit steeds die hoop te vind. Die hoop wat ons nou vier in Adventtyd. En om dit steeds dan nou te gaan leef in God se koninkryk. Tydens Pinkster
het ons die voorreg gehad om mekaar te herinner dat God die lig vir die wêreld is. Van die begin van tyd af was God reeds daar. En ons lees vanuit verskillende skrifte in die Bybel en vanuit ons geloofsbelydenisse dat God se heerlikheid, sy teenwoordigheid soos lig is. God bring lig. Daar waar God is, skyn hy lig op die duister. En is ook so vir ons eie lewens. Hoewel ons dalk soms wil ontken dat ons donker kante het, of nie gemaklik is daarmee wanneer ons daarmee gekonfronteer word nie. Kom herinner hierdie teks ons vandag dat God die lig vir die wêreld is en dat sy lig na ons skyn en ons eie donker so bietjie kom konfronteer, maar dat daardie lig van God nie net by ons stop nie, maar moet deurvloei na die wêreld toe. Ons geloofsbelydenis vanuit Nicea verwoord juis iets hiervan wanneer ons sê ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in die een Here Jesus Christus, sy enige gebore seun, vir al die eeue uit, die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Daai belydenis gaan nog verder, maar dit verwoord vir ons dat Christus mens geword het. Dat hy ware God is en hy het nie sy posisie as God so belangrik geag dat hy nie mens geword het nie. Inteendeel, hy het homself eintlik verneder, die vlees aangeneem, om vir ons te kom wys hoe God se liefde lyk. Die liefde wat ons later in Adventtyd ook dan gaan vier. Maar die hoop lê daarin vir my en jou, dat die lig vir die wêreld reeds gebore is. Die lig vir die wêreld het reeds gekom en hy leef binne in my en jou. Die lig van die wêreld kom nie nou eers nie. Dit het nie eers met die geboorte van Christus begin nie. Dit het reeds aan die begin van tyd bestaan. Lig uit lig. Met Christus se vlees se menswording, die feit dat hy vlees aangeneem het, het hy ons kom deel maak van daardie ligreis, om te kan lewe in die lig. Te kan lewe dat die lig deur ons ook na die wêreld toe kan skyn. Vir 'n beter wêreld. Sodat die wêreld kan glo, sodat die wêreld in lig kan leef. So hoe sou so 'n wêreld lyk? Hoe lyk 'n wêreld waar die lig, die ware lig, oor almal skyn? Waar ons nie probeer keer dat God se lig oor die wêreld skyn nie. Hoe lyk 'n wêreld wat vir jou dalk ideaal sou wees? As jy jouself moes indink, wat sou die eienskappe van so 'n koninkryk wees? Die eerste beeld wat by my opgekom het, was die liedjie van Imagine van John Lennon. En hy sê, I wonder if you can. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Sou dit moontlik wees dat ons almal in vrede met mekaar kan saamleef? Sou dit moontlik wees dat ons mekaar ons plek in die son gun? Sou dit moontlik wees dat ons as een kan lewe
geen magsbeheptheid nie, geen soeke en liefde vir geld nie. Hy verwoord amper hierdie smagting en hierdie soeke na een wêreld en vrede, om te sê, jy mag dalk sê ek is 'n dromer, want dit voel nie eintlik moontlik nie. Maar hy sê, ek is nie die enigste een wat daarvoor hoop nie. Ek is nie die enigste een met 'n smagting daarvoor nie. En toe kom die beeld by my op van A Wonderful World van Louis Armstrong. En ek wil jou graag nooi om daar by die huis, wanneer jy 'n tydjie het, op YouTube in te gaan en in te tik Louis Armstrong, What a Wonderful World. En dan in hakies is dit original spoken into version, wat hy eintlik begin om te sê, julle jong mense vra vir my, ek sing oor hierdie lied, What a Wonderful World. Maar wat van die stikkindheid in die wêreld? Wat van die moorde? Wat van die siektes? Wat van die onderdrukking? Hoe kan dit 'n wonderful world wees as daar soveel slegte dinge is? Hoe kan ons in 'n wonderlike wêreld leef en hoe kan ons sê dis 'n wonderlike wêreld as daar soveel donker rondom ons is? En dan gaan hy oor om te sing oor hierdie wonderlike wêreld waarin ons leef. Ten spyte van die stikkend en die seer, kom sing hy oor die mooi skepping van God. Jesaja, wil ek amper sê, is soos Louis Armstrong hierso. Jesaja is nie naïef vir die stikkend en die seer wat rondom hom plaasvind nie. Hy is nie naïef om te dink dat wanneer hy hierdie 5 verse gee, dat die hele wêreld nou net beter gaan raak nie. Want dat almal net hierdie smagting na 'n mooi en gesonde wêreld sal hê nie. Maar ten spyte van die donkerte, kom sê hy daar is hoop. Daar is 'n toekomsverwagting vir elkeen van ons. Vir elkeen van hulle in daardie tyd, maar ook vandag is dit vir my en jou waar. Hy smeer nie heuning om die mond nie. Hy is nogal 'n regheidsspreker. Ons lees van dit in Jesaja 1 vanaf vers 21 wat hy sê oor die volk, oor die land, sê hy, helaas, sy het 'n prostituut geword, die getroue stad. Sy was gevul met die reg. Geregtigheid het in haar oornag, maar nou net moordenaars. Jou silwer het metaal skuim geword, jou koringbier is met water verdun. Jou hoë amptenare is koppig en span met diewe saam. Hulle almal is lief vir omkoopgeld en jaag belonings na. Vaderloses se reg handhaaf hulle nie, en weduwees se regsaake dien nie voor hulle nie. Daarom is dit die uitspraak van die Here. Die Heer, heerser oor alle magte, die magtige van Israel, wee hulle. Ek gaan voldoening ervaar oor my teenstanders. Ek gaan my wreek op my vyande. Hy is reguit. Hy ontken nie die stikkend en die seer wat rondom hom seevier nie. Maar steeds is daar daardie hoop dat almal uiteindelik sal kom op 'n plek waar ons saam in die lig van die Here sal leef. So wanneer ons nou in adventtyd ingaan en wanneer ons mekaar sê daar is hoop, moet ons mekaar ook sê ons kan nie ontken dat ons self in 'n donker wêreld leef nie en dat daar self donker binne in ons is nie. Ons kan nie vir mekaar sê dat daar nie geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika is nie. So 'n bietjie vroeër in die week is ons land se status verander dat dit 'n krisis is. Geslagsgebaseerde geweld is 5 keer hoër as die gemiddelde globale standaard. Die wêreld is stikkend.
Dis maar een voorbeeld van talle ander voorbeelde wat ons mekaar kan gee oor hoe stikkend die wêreld is, oor hoe stikkend ons land is. Ons kan nie ontken dat daar iets soos plaasmoorde is nie. Ons kan nie ontken dat daar iets soos onderdrukking is nie, dat daar iets soos korrupsie is nie. Ons kan nie ontken dat daar oorloë oor die wêreld heen is nie. Ons kan nie ontken dat daar kinders is wat honger ly nie, wat doodgaan as gevolg van hongerte nie. Ons kan nie ontken dat daar onderdrukking is nie. Maar hoe leef ons binne hierdie donker wêreld? Eerstens, ons mekaar sê die lig kom nie vanuit myself nie. Die lig is Christus. Hy skyn na ons toe. En eerstens vra dit dan van my en jou om die donker in onsself te konfronteer. Die donker wat binne my leef. Want Christus wil dit kom verlig. Hy wil ons help om dit weg te kry, uit die pad te ruim, sodat ons juis in 'n meer intieme verhouding met God kan leef. En wanneer daardie donker kolle, ek wil amper sê blinde kolle, in ons eie lewe weg is, skyn die lig van Christus helder deur ons na die wêreld toe. In 'n land waar meer as 80% mense sê hulle is Christene, lyk die statistiek bietjie anders. Dan moet ons osself afvra, wat kan ek in my eie lewe doen om die donkerte te verdryf sodat die lig sal skyn? Sodat God se lig sal skyn, sodat die wêreld kan uitroep en sê, kom ons gaan na die huis van die Here en leef in sy lig. Dit vra ongemaklike gesprekke. Dit vra dat ek eerlik met myself moet wees. Dit vra dat ek dalk 'n mede-geloofsreisiger sal vra om saam met my die pad te stap, om eerlik te wees oor my eie donker kolle. Iemand wat ek kan vertrou. Iemand wie my vertrou, om daardie pad mee saam te stap. God het ons tog vir mekaar gegee, sodat ons mekaar kan help in hierdie lewensreis. God wil jou help om lig op die donker te skyn, sodat ons eerlik kan wees en kan oordeel oor dit wat verkeerd gebeur het, soos Walter Bruggeman skryf, daar's nie 'n manier om te kan verander as ons nie eers eerlik was oor dit wat in die verlede gebeur het nie, oor dit wat in my eie lewe leef nie. Ons het nodig om eerlik te wees oor ons donker kolle. En dan het ons nodig om eerlik te wees oor die donker kolle in ons land. Wat is die onreg wat besig is om hier plaas te vind? En hoe kan ons lig skyn, God se lig skyn, sodat die wêreld kan glo, sodat die wêreld in daardie hoop van God kan leef? Dis 'n moeilike reis. Dis iets waarvoor ons nie uitsien nie, maar in Advent tydperk waar ons herinner word aan die hoop wat Christus gebring het, herinner ons mekaar dat daardie hoop nie net iets is wat vir die toekoms leef nie net 'n toekomsverwagting is na waarna ons uitsien wanneer Christus weer sal kom nie. Ja, dis deel daarvan. Maar wanneer ons sê ons vier iets van die feit dat Christus reeds nou in ons leef en reeds nou in ons werk en reeds nou sy lig na die wêreld toe wil skyn, vra dit dat ons daardie ongemaklike gesprekke moet hê. Dat ons in daardie ongemaklikheid moet beweeg. Dalk bietjie talm, dalk bietjie heen en weer beweeg, sodat ons saam die hoop vir hierdie wêreld kan leef, beleef en ook kan uitleef. Ek wil jou nooi om 'n oomblik te neem. Ons het 'n hele paar stil momente vandag. Maar dit help ons in hierdie reis waar ons graag die hoop vir die wêreld wil uitleef en wil uitstraal, dat ons moet reflekteer ook op ons eie lewe. So ek wil jou nooi om 'n oomblik van stilte te neem
en vir die Here te vra om lig te kom skyn op jou eie donker kolle. So kom ons neem 'n oomblik van stilte. My en jou uitnodiging vandag is om die hoop wat ons reeds ontvang het, die hoop wat reeds binne in ons leef, vir die wêreld te leef. Daar gaan nou op die skerm die geloofsbelijdenis van Sia verskyn en ek wil jou nooi daar waar jy is om dit sommer saam met my hardop te sê. Ek lees dit graag vir ons voor. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, sy eniggebore Seun van God, vir al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, het hy gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. En sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is, en wat lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bediening. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus, en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om die hoop wat reeds binne jou is, vir die wêreld te leef. Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier vir die tydperk 30 November tot 7 Desember 2025. Sondag 30 November 2025. Die erediens is om 9 uur en word gelei deur Dominee Shanay Viljoen. Dis die eerste Adventweek. Geen kategese. Daar is wel kleuterkerk in die konsistorie. Spesiale offer vir kindersorg by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek is om 10 uur. Dominee Shanay Viljoen sal dit lei. Groenewald fonds aansoeke sluit. Woensdag 3 Desember, die koor moet asseblief kennis neem dat dit hulle afsluiting is. Die datum wanneer die kooroefening hervat, sal in 2026 deurgegee word. Sondag 7 Desember 2025. Die erediens is om 9 uur. Dominee Dani Goosen sal dit lei en is ook sy afskeidspreek. Dis die tweede Adventweek. Kleuterkerk in die konsistorie. Synodale offer vir Badisa by die deure. Tee en iets te ete kan saam met Dominee Dani in die kerksaal geniet word na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof Kerssangdiens is om 10 uur.
By 'n kerkraadsvergadering gehou op 18 November 2025 is die volgende persone as 'n blokleier of 'n diaken of 'n ouderling verkies ten einde vakatures te vul wat ontstaan het met die nuwe blokindeling in ons gemeente. Christo Smit is vir blok 1, dis die plaasgedeelte. Heidi Erasmus, blok 2, Voorbrug. Pieter van der Merwe, blok 4, Langstraat, Bo en Pine Creek. Robert Katage, blok 7, onder Bergsig. Koos van Sail, blok 10, Bergsig Bo. Mona de Wet, blok 11, Sandhoogtepad. Whitey van der Merwe, blok 13, Suiderkruis. Koos van der Merwe, blok 14, Die Eiland en blok 15, Dolphin Creek. Pieter Tron, blok 24, Reebok Village. Johan Spies, blok 25, Seegenot tot Tergniet Hoogte. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Sharnay Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is Maandag, Woensdae en Vrydae tussen 8:30 en 12:30. Bedieninge. Die getuienisbediening. Wolwedans, boodskap, sop en brood. Baie dankie aan almal wat so getrou help met die voorsiening van sop vir 115 gesinne elke 2 weke. Die laaste uitreikdatum vir die jaar is 10 Desember. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Dankie vir die skenkings van die 2 enkelbeddens sowel as die 3 selfone. Ons waardeer die oop harte en hande opreg. Wolwedans Kersprojek. Ons maak gereed vir die afsluiting van hierdie jaar se uitreike na Wolwedans. Ons gaan vir 115 gesinne elke aankoopkaart van R475. Ons het reeds die fondse van 5 donateurs ontvang, gee om kos aan te koop vir die tydperk wat ons nie besoek gaan bring nie. Ons benodig wel hulp om vir 175 kindertjies 'n bederfpakkie te gee. Enige bydrae kan by die kerkkantoor afgegee word teen 1 Desember asseblief. Omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dis meer. Hulp met inkopies. Ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak vir Rihanna Briers by 081 039 8853 of vir Het Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Aktiwiteite.
Die bloedskenking op 27 November 2025 het 87 volpunte bloed opgelewer. Baie dankie vir die 69 mense wat opgedaag het om te kom skenk. U skenkings kan lewens red. Hartenbos Bejaardesorgdiens hou bazaar op 13 Desember 2025 om 9 uur. Kom geniet die dag saam met ons by die Oord te Graaf Renet Laan 1 Hartenbos. Heerlike eetgoed en gebakte kussende keer, 'n wit olifanttafel, 'n teetuin en vele meer is beskikbaar. Sondag 14 Desember 2025. Grootbrak Senior Persone Vereniging nooi u vriendelik uit na Carols by Candlelight op die Markplein oorkant die munisipale gebou in Grootbrakrivier. FEBA Radio Suid-Afrika. Hierdie week bid ons vir FEBA se wêreldwye bediening. Ons gebed vir die week is spesifiek ook dat FEBA spanne wysheid, krag en kreatiwiteit sal kry om die evangelie op alle moontlike maniere aan die onbereiktes te bring. Vra dat hy mense se harte op sy woord sal voorberei, sodat die saad wat FEBA saai, vrug sal dra. Die webwerf 30 November 2025. 1. Die erediensbediening. Die skakel na die YouTube erediens van 30 November, gelei deur Dominee Charney Viljoen, is beskikbaar. 2. Die getuienisbediening. Daar is inligting oor die missie van Japan. 3. Bybelstudiereeks. Lees meer oor die betekenis van Advent in die kerkjaar wat vandag begin. Die skep asem vir vandag is 'n heerlike begin vir elke dag. Dan is daar ook nog die weeklikse stof tot nadenke en die onderwerp is stilte. Gemeentenuus. 2 maal vakansiebonus blokkies, raaisels en woordsoeke is beskikbaar vir aanlyn speel of uitdruk op die webtuiste. Antwoorde is beskikbaar teen 12 Desember. 'n sielsverrykende kerssangdiens om te onthou. 5. Die weeklikse afkondigings is op die webtuiste, indien u seker wil maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Charney Viljoen. Die adres van die kerkkantoor is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons webwerfadres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.